Goeiemôre. Ek glo almal het 'n lekker naweek gehad. Ehm ja, daar op die plaas het daar toe nou vir die res van die tyd 'n klompie dinge gebeur met die kosmakery en om almal georganiseerd en gelukkig te hou. En een van die dinge wat gebeur het snaaks toe Stefanuti hulle self nou kom vestig daar by ons. Toe het hulle gekom en gesê, okay, daar's 'n paar van hulle wat nou voorkeure het van wat hulle eet en wat hulle nie eet nie. En op daardie oomblik was ek sommer vies vir hulle want my ma het vir my geleer om te sê jy eet nie dit nie of jy eet nie dat nie is sommer net plain slegte maniere. En veral in 'n plek soos 'n Kongo waar in 'n plek soos die Kongo waar bestanddele en kossoorte maar kom ons sê nou maar skaars is, dis 'n snaakse verskeidenheid en beperk soos wat ek nou al vir julle vertel het. Kan 'n mens nie nou nog vol fimies ook wees nie, maar toe kom een van die Stefanuti oudjies by my en sê hulle wil net nie sulke sous saam met die kos hê nie en daai een eet net nie vis nie en so aan. En toe stap ek daar uit die kombuis uit na hulle toe waar hulle sit en PlayStation speel en ek sit daar so 'n papier en 'n pen neer en ek sê vir hulle almal kan nou hulle fieme hier op hierdie papier neerskryf sodat ek kan weet wat ek moet maak en wat ek nie moet maak nie in die kombuis. En in elk geval is dit sommer slegte maniere om vol fimies te wees. En ek sien hulle kyk my so snaaks aan en ek gaan terug en ek gaan haal die papier. Toe het nie een van hulle iets op die papier geskryf nie want ek dink hulle het gesien hier gaan hulle nie regkom om voorkeure te hê nie. Hulle sal moet vat wat ons vir hulle maak daar in die kombuis. En ons het toe nou op die ouende baie goed reggekom om gebalanseerde maaltye voor te sit en vir hulle regtig baie lekker kos te maak. En hulle het ook in hulle containers, Stefanuti wat van Suid-Afrika afgekom het, 'n klomp kruideniersware gehad, Suid-Afrikaanse produkte, Prenetro en peanut butter en klomp ander goed, die lys is baie lank. En dit ons nou daar uit ook vir hulle etes gemaak. Maar die wat nou snaaks was, nou moet ek weer nie, ekskuus. Een van die ekskuus tog. Van die werknemers van Stefanuti is nou soos hulle noem skilled labor wat van Suid-Afrika afkom. So dit is Suid-Afrikaanse swart mense wat die skilled labor doen en dan gaan hulle saam Kongo toe. So toe Stefanuti nou eers tydelik by 'n ander plek gebly het, hulle het by die saagmele gebly in die tyd wat hulle besluit het waar moet hulle nou hulle kamp oprig. Toe hulle daar by die saagmele gebly het, toe skuif hulle ons nou oor daar na ons toe. Toe praat die blanke personeel van Stefanuti van ons gaan nou na die boere toe. Toe was die swart personeel van Stefanuti blykbaar baie verbaas toe hulle hoor, maar daar is boere in die Kongo. Hulle kan nie dink dat daar boere in die Kongo ook kan wees nie. Dit was vir hulle nogal vreemd geweest. Hulle het gedink daar's net boere in Suid-Afrika. Maar in elk geval toe het die skilled labor, dan maak ons hot dogs vir middagete. Dan smeer hulle peanut butter op en sit 'n worsie op, dan eet hulle dit. En dit was eintlik vir ons, ek weet ons kan nie agterkom of hulle dit geëet het net omdat hulle dit nie andersins in die hande kan kry nie en of hulle dink dit is regtig lekker, maar hulle het dit so geëet en die Kongolese laborers het dit ook so geëet. Lekker dik peanut butter met 'n Vienna en op brood en so eet hulle dit. So mense se smaak verskil seker maar. En Naftal het Tabasco sauce by ons geleer eet, dan gebruik hy sommer 'n halwe botteltjie op 'n slag, want dit lyk my hy dink dit is hoe dit moet wees. Maar in elk geval, dit is nou hoe dit gaan as jy met mense te doen kry wat nie noodwendig verstaan hoe produkte gebruik word nie. Maar ek het dan vorige vertelling al vir julle gesê, ons het nie 'n oond gehad nie. So toe die Stefanuti span nou daar aankom, toe het hulle 'n oond. Toe kom sit hulle die oond daar neer. Baie moderne lekker oond, 'n gasoond. Dit is van hierdie moderne gasoonde wat jy ook in Suid-Afrika kry wat hulle permanent in huise inbou. Maar hulle daar by ons aangekom, toe is die oond al klaar gebreek. Dit is 'n splinternuwe een, maar daai chefs lyk dit vir my het nie geweet hoe dit werk nie. Jy moet die knop indruk en draai en dan vat hy mos nou vlam en dan kom hy aan. En hulle het lyk dit vir my iets daarmee verkeerd verstaan, het hulle die knop gebreek.
So die oond is toe nou of hy's af of hy is op 240 grade. Daar is nie 'n in between nie. So en hulle het die deur ook gebreek. As jy die oond se deurtjie so mos nou oopmaak en jy druk hom weer toe, dan kom hy weer oop. So dit het ons nou op die ou ende omtrent 'n 3 meter lange stuk hout, of nou seker dalk ja, 3 meter lank, gestit onder die deurtjie se handvatsel, dat hy so skuins afloop tot teen die vloer waar hy nou hier in die hoek teen 'n kas kan druk om die oond deur toe te hou. En whatever jy gaar maak, vat nie langer as 10 minute nie, want die oond is op 240 wanneer hy aan is. Jy kan hom nie stel tot op 160 of 180 nie. Dis of af of 240 grade. So ons het brood gebak binne 10 minute. Ons het vleis gaar gemaak, dit het 'n bietjie langer gevat. Maar ons het dit in die oond gesit en dan maak jy die oond oop en draai jy alles gou-gou om en dan hoë spoed gaar maak weer aan die ander kant en dit is hoe ons dan maar oor die weg gekom het met hierdie stukkende oond. Baie jammer eintlik want dit is 'n lieflike oond met baie funksies, maar dit is dan opgevoeder teen die tyd wat hy daar by ons aangekom het. En voordat ons die oond gehad het, moes ons nou maar ander planne maak hoe ons nou goed gaan gaar maak. En Wynand is baie lief vir potato bake saam met braaivleis. Toe het ons 'n kampbrood oontjie kan ek nou maar sê dis cast iron in so langwerpige broodpan vorm en binne-in sit jy dan 'n broodpannetjie. Dan sit jy nou die deeg binne in die broodpan, binne in die cast iron vorm en dan sit jy dit nou in die vuur en sit kolle bo-op. Toe het ek vir ons potato bake binne in daai ding gemaak. Presies soos wat jy hier in Suid-Afrika sal doen, maar ek het met poeiermelkie aanmaaksel gemaak en braai spices en knoffelsout en sulke goed bygemeng, want die pakkies potato bake is in elk geval mos nou maar net spices en iets wat die sous 'n bietjie dik maak en daar het jy 'n potato bake. En dit het toe soos 'n bom gewerk. Terwyl ek nou eendag toe ons nou genooi daarna aan die Trudy se huis toe, terwyl ek haar nou verras met hierdie lekker potato bake, want sy verras ons altyd met die lekkerste broodjies en tert en pastye en goed wat sy maak. En die dag het dit verskriklik gereën, toe kan ons nie na hulle toe ry nie, want daar die pad was te sleg. En toe sê Wynand wel, en ry ons met die trekker en die wa. So toe klim ek en die kinders agterop en Wynand ry met die trekker en hier gaan ons nou net aan die Trudy toe en ek met hierdie cast iron broodpan. Ek het 'n mooi foto daarvan, want toe ons daar aangekom het, toe het tannie Trudy gesê, nee wag, nou moet sy eers 'n foto neem van hierdie gesin wat nou by hulle kom kuier met 'n trekker en 'n wa hier deur die diep waters en modder van die slegte pad. So daarvan sal ek vir julle 'n foto opsit. En dit ons nou later die oond leer agterkom wat werk die beste met die dat hy op so hoë temperature. So ons het toe nou maar 'n manier gevind om dit te maak werk. En met die dat Stefanuti onttrek het daar by ons, het daar nog steeds mense van Point Noir afgery binneland toe en dan soek hulle oorslaapplek op pad na die myn toe. Toe was dit nou ideaal want het ons genoeg slaapkamers en beddens en 'n kombuis en alles wat ons nodig het om mense te onthaal. So dit het ons ewe skielik sommer 'n gasteplaas. En toe het mense van Exaro een keer daar kom oorslaap wat hulle het 'n impakstudie kom doen van die myn. Toe 'n aand of twee daar by ons oorgeslaap. En dis toe toevallig ook 'n paar Suid-Afrikaners wat vir Wynand ken van vorige bedrywe waarin hulle betrokke was. En die aand toe maak ons nou vir hulle varkvleis gaar in daai oond. Nou is dit vreemde varkvleis want dit is nou daai rooi vleis, dis nie wit nie. Iemand het gesê dit is bruin varke van Europa, wat die vark is bruin, so die vleis is ook rooi, nie wit nie. Toe maak ons daai varkvleis nou gaar in hierdie hoë spoed oond van ons. En as jy in die kombuis heen en weer loop voor die oond, dan moet jy bo oor die plank klim wat die deur toe hou. Dis 'n regte Afrika setup, né? Mense sien sulke goed in grappies, maar dit werk regtig so. Dit het hierdie varkvleis so lekker gaar gemaak dat die werknemers van Exaro agterna, 'n jaar wat later in Suid-Afrika een keer vir my gesê het, daai aand toe ons by julle oorgebly het op julle plaas, né? Daai aandete, daai vleis, was dit varkvleis of was dit skaapvleis? Want ons het gereeld gespot en gesê ons spice die vleis daar totdat dit so skaapchops proe.
En toe lag ons so lekker daaroor want ons het nie eintlik daai aand probeer om dit so skaap te laat proe nie, maar hulle was baie impressed geweest. Natuurlik het hulle toe nou baie lekker geëet, soveel so dat hulle gedink het dit is skaapvleis. Dan die chefs in die kombuis wat ek nou moes gesê het, okay, elke oggend met hulle nou eiers gaar maak. Dan kan ons nou sê, okay, een oggend omelette, 'n volgende oggend gebakte eiers en so aan om 'n bietjie variasie te bring en dan 'n soort van 'n pap of 'n cereal en wat ook al. Toe is hierdie een chef nou nie baie impressed met my nie omdat ek hulle nou meer rondorder want dit is nou makliker om net hoender en rys te maak 3 ete se dag. Maar hy was 'n regte kansvatter geweest. En ek het in die kombuis notas teen die muur opgeplak waarin ek vooraf vir myself vertaal het hoe sê 'n mens skil of kapfyn of ontbeen of roer of en so aan. Of mooi so, jy doen goeie werk en wat ook al. Net sulke phrases sodat ek met hulle kan kommunikeer. Of as ek dit verkeerd uitspreek, dan wys ek vir hulle wat staan daar en dan weet hulle wat ek vir hulle wil sê. En hierdie chef wat so 'n bietjie van 'n attitude gehad het, hy het eendag baie interessant. Ek kom in die kombuis aan en ek dink, wat doen hierdie ou nou? Want hy het oor die algemeen, soos ek nou sê, attitude en hy lyk gedurig besig met iets wat hy nie moet doen nie. So nou is ek ook al bevooroordeel daaroor, hy gaan nou iets aanvang wat hy nie moet nie. En ek wonder, wat doen hy? Want dit ruik soos popcorn, maar hy is besig om rysgaar te maak. So wat hy toe nou doen is, hulle het sulke massiewe kastrolle gehad, wat Stefanie gebring het. Toe het hy olie op die boom van die kastrol warm gemaak en droë rys op dit gegooi. En dan skit hy die kastrol so dat die ryskorrels moet versprei op die boom van die pan in hierdie vuur warm olie. En ek dink, ek kan nie verstaan wat doen hy nie. Toe het hy op 'n ander plaat water gekook. En toe hierdie droë rys in hierdie olie nou wat soos popcorn ruik, toe dit so begin soos dit nou braai in die olie. Toe vat hy daai kokende water en hy gooi dit by die rys. En binne enkele minute, toe swel daai rys uit en dit is gaar. Dis die perfekte rys wat sulke vlokkies so uitmekaar uitval. En ek kon nie glo wat my oë sien nie, want daai rys is 'n tipe jasmynrys wat ons toe nou nog die hele tyd eintlik heeltemal verkeerd gaar maak. Ons het nou al vir amper 2 jaar kook ek vir ons rys en elke keer is dit so 'n pappery. Nou sê ons wel, dis seker nou maar die variëteit wat nou maar so is. En ek weet, die rys moet glad nie langer as sê net maar 12 minute kook nie, want dan raak dit so pap. Dan is dit is so slap pap, die ryskorrels sit aan mekaar vas. En as jy dit probeer dreineer, dit dreineer nie eintlik nie, want dit is 'n hele pappery. En dit ons eintlik nogal op 'n stadium dat mense vir ons tastic rys uit Suid-Afrika uit saambring, want Wynand is baie spesifiek oor sy rys en hy hou net van wit tastic rys, die long grain wit rys. En toe sien ek, okay, dit is omdat ons dit verkeerd gaar maak, want die vertaling op die verpakking is ook so swak gedoen, want dit is Chinese of whoever wat dit goed verpak. Maleisië, ons het rys van Maleisië afgekry. Dit was een van die plekke en ek dink Turkye ook as ek nou reg onthou. Dan probeer hulle vertaal op die verpakking hoe jy die goed met gaar maak. Dan is dit sulke swak Engels dat jy glad nie kan agterkom hoe om dit te doen nie. So dan doen jy dit nou maar op jou manier, soos wat jy tastic rys in Suid-Afrika gaar maak en dan kom dit so pappery uit. So net ek omtrent nou met die chef wil raas omdat hy die rys nou so brand in hierdie olie. Toe maak hy die perfekte pot rys. En ja, so het ek nou geleer, okay, dit is eintlik hoe 'n mens dit doen. Toe nou baie interessant. En daai reuk voor die tyd wat hy gee, wat amper uit soos asof jy besig is om popcorn te maak, dit geur natuurlik die rys vreeslik lekker. So toe kon ek toe nou op die ou ende eintlik iets leer by hierdie chef wat so 'n bietjie van 'n attitude gehad het. En iets wat my ma ook gereeld gedoen het, is wanneer sy van pakkies opstuur, dan sy vir die kinders pakkies jelly bygesit, al die kleure. En dit was altyd vir hulle die grootste treat om dit te doen, want jy kry nie jelly daar nie. Miskien tog in die supermarkte, in die stede, ek het nooit gekyk, regtig nie, maar definitief nie daar waar ons was nie. So vir hulle was kleurvolle pakkies jelly 'n groot treat geweest. Dan staan hulle daar in die kombuis en maak hulle jelly aan en sit dit in die yskas. En dan wanneer dit reg is, dan is dit nou vir hulle soos Kersfees.
En hulle het saam met die chef brood gebak ook. As die chef staan en die deeg uitrol en so aan, dan die kinders by dan bak hulle nou hulle eie broodjies. So hulle het regtig ook lekker tipe blootstelling gehad in daai opsig. En iets anders waarmee ons ook die voorreg gehad het om mee te doen te hê, is Frederik hulle wat die hoenderboerdery het. Hulle het 'n eiendom in Point Noir teen die see. Nou interessant hoe dit werk. Daar's baie van die Franse en ander vriende van ons wat ook 'n eiendom sit teen die see gehad het, en Vicky en Morney van wie ek julle al vertel het, die Suid-Afrikaners, hulle het ook so 'n plek gehuur. Nou hoe dit werk is, teen die kuslyn van Point Noir is daar tydelike strukture opgesit. Nou die Kongolese regering of die munisipaliteit aan wie die grond ons nou behoort, verkoop nie die grond nie, want hulle sê dit bly hulle eiendom, maar jy kan dit by hulle huur. Ook dink ek vir 99 jaar, dan mag jy iets daar oprig, maar dit mag net nie soos 'n groot huis wees met fondasies en sementmure nie. Dit moet tydelike strukture wees, sodat as hulle nodig het om dit te sloop, vir watter rede ook al, as hulle die hawe wil uitbou of vergroot of wat ook al, sodat hulle dit maklik kan sloop. So jy betaal 'n soort van 'n levy elke maand of elke jaar, maar dit is verskriklik min. Dit is iets soos R1500 'n jaar. Dan kan jy daai stukkie erf benut. Maar om daar te kom, lyk asof jy deur 'n lokasie, nie lyk nie, dit is basically 'n lokasie waardeur jy ry om daar te kom. So eers as jy sien te ry, dan kan jy glad nie dink, waar is ons nou heen op pad? Gaan ons nou na julle beach house toe? Wat doen julle beach house in die lokasie? Maar as jy deur dit is en jy kom daar, dan is dit ongelooflik mooi. Dan lyk dit asof jy op 'n tropiese eiland aangekom het. En ek en Vicky het ook vir mekaar gesê, weet dit lyk soos 'n tropiese eiland, maar dan onthou ons is in die trope, maar mens maak dit nie daar assosiasie met hierdie chaotiese omstandighede van Afrika, kan jy nie uitbring by 'n tropiese eiland nie, want ons idee van 'n tropiese eiland is, alles is mooi, alles werk, en dit is idillies, maar in die Kongo is alles behalwe netjies en dit werk en idillies. Frederik het ons eendag genooi na hulle plek toe. Het ons so 'n bietjie in die vlak water gespeel en lekker gebraai die dag daar. Hulle het 'n lieflike plek, so 'n groot dek met 'n afdak, en dan het hulle so 'n klein huisietjie waar hulle al hulle piknikgoed en kombuistoerusting en handdoeke en swemgoed en so aanbere. En die ander vriende van ons, Frank en Chantal, hulle het ook so 'n plek teen die see, 'n lieflike plek. En ons het, toe ek en die kinders begin 2014 teruggekom uit Suid-Afrika toe het Emme sy graad R jaar voltooi. Het ons die einde 2014, het ek en die kinders by Wynand gaan kuier in die Kongo. En toe het hy vir ons gereël dat ons Frank en Chantal se shack kan leen daai vakansie. En dit was regtig ongelooflik. Ek sal in 'n volgende vertelling vir julle daarvan vertel. En die ander shack waarheen ons ook genooi was Vicky en Morney se. So in die tyd toe Morney vir Exara gewerk het in Point Noir, toe het hulle so 'n plekkie gehuur sodat hulle naweke uit kan gaan soontoe. En dit was baie basic geweest. Dit was nou regtig 'n tydelike struktuur, en jy moet alles saamvat, vars water, alles wat jy wil eet en drink, jou handdoeke, alles. Maar daar was so 'n tydelike struktuurtjie geweest met 'n soort van 'n bed in en so aan, maar die muskiete vreet jou op daar, so maar dit was in elk geval normaal geweest om altyd in jou daaglikse handsak en in die kar, soos wat jy jou masker vandag saam met jou ronddra of jou selfoon, het jy altyd iets soortgelyk aan Tabard of Doom in jou handsak, by voorbaat, laat die muskiete jou nie met opvreet nie. So daarvan sal ek vir julle ook foto's opsit van die twee eiendomme daar teen die see, wat ons voorreg gehad het om te gaan besoek. En dit was regtig so ook een van die groot hoogtepunte geweest, een van die groot lekkertes wat die Kongo gehad het om te bied. En van die res sal ek julle môre verder vertel.